O Here, hoe geseënd en bevoorreg is ons om voor U te mag kom in hierdie diens. Die Here van die hemel en die aarde, die hoog en verhewenis, soos wat ons nou net gelees het. Tog woon U by diegene wat Christus omhels. Diegene wat besef hoe bankrot hulle is in hulle self. 'n gebroke hart en gees sal U nooit verstoot nie, sê Psalm 51. Nader tot my en ek sal tot julle nader, sê U deur Jakobus se pen. Ons kom daarom, Here, en ons nader tot U slegs net deur Christus en op grond van sy verlossingswerk. Deur Jesus Christus mag ons met vrymoedigheid tot God nader, die Heilige. Wat 'n wonderlike en bevrydende waarheid is dit nie. Here, dis 'n nuwe lewende pad om te bewandel, sê Hebreërs 10:20. 'n fantastiese, wonderlike manier van lewe. Om algeheel aan die uitverkoop te mag wees. Dis die beste lewe wat daar is. Daar is 'n pad, daar's 'n weg wat ons Here Jesus vir ons gebaan het en waarop ons mag loop. Here, U is die outeur, ook van Eksodus 24, wat ons nou sal lees. En omdat U die outeur is ons ten volle van U afhanklik vir die lees daarvan en die verstaan daarvan in hierdie oomblik. Om Jesus wil. Amen. Eksodus 24. Jy sal sien as jy kyk by 25 en verder, dit begin nou oor die tabernakel gaan, so ons gaan dit los vir 'n bietjie later, om 'n aparte reeks oor die tabernakel te doen. So ons gaan nou eers hier by 24 Eksodus laat rus, en dan gaan ons met Matteus 12 volgende week voort. Dan is dit Pinkster, dan gaan ons Jakobus doen en dan weer terug na Matteus, so eentjie weg, en dan kom ons terug na Eksodus toe as die Here wil. Nou eers by 24. Die Here het vir Moses gesê, klim op die berg na my toe. Jy, Aaron, Nadab en Abihu en 70 leiers van Israel. En as julle nog ver is, moet julle al voor my buig. En dan moet jy, Moses, alleen nader kom na my toe. Die ander moenie saam met jou nader kom nie. Die volk mag nie saam met jou opklim nie. Moses het toe al die gebooie en bepalings van die Here aan die volk bekend gaan maak. Hulle het soos een man gesê, ons sal alles doen wat die Here beveel het. Toe het Moses al die gebooie van die Here neergeskryf. Vroeg die volgende oggend het hy aan die voet van die berg 'n altaar gebou van 12 klippe vir die 12 stamme van Israel. Hy het toe van die jong Israeliete gestuur om bulle as brandoffers en maaltydoffers vir die Here te offer. Moses het die helfte van die bloed in bakke gehou en die ander helfte op die altaar gesprinkel. Hy het die verbondsboek geneem en dit vir die volk voorgelees. Hulle het gesê, ons sal alles doen wat die Here beveel het en daarin gehoorsaam wees. Moses het toe die bloed gevat en op die volk gesprinkel, terwyl hy sê, dit is die bloed van die verbond, wat die Here op grond van al hierdie gebooie met julle gesluit het. Moses, Aaron, Nadab en Abihu en 70 leiers van Israel toe die berg uitgeklim. Hulle het die God van Israel gesien. Onder sy voete was 'n plaveisel so safiersteen, so blou soos die hemel self. En God het geen hand teen die leiers van Israel gelig nie. En hulle het hom gesien. En daarna het hulle geëet en gedrink. Toe sê die Here vir Moses, klim nou die berg verder uit na my toe en vertoef daar, dat ek vir jou die plat klippe kan gee waarop ek die wet en gebooie neergeskryf het vir die onderrig van die volk. Moses en sy assistent Joshua is toe hoër teen die berg van God op. Vir die leiers het Moses gesê, wag hier tot ons na julle toe terugkom. Aaron en Hur is hier by julle. As iemand 'n probleem het,
kan hy na hulle toe gaan. Terwyl Moses die berg uitklim, het 'n wolk dit omhul. Die magtige teenwoordigheid van die Here het op Sinaï berg gebly en 6 dae het die wolk die berg omhul. Op die 7de dag het die Here uit die wolk na Moses geroep. Die magtige teenwoordigheid van die Here het vir die Israeliete gelyk soos 'n gloeiende vuur op die berg. Moses het toe die wolk ingegaan en nog verder boontoe uitgeklim en hy het 40 dae en nagte daar gebly. Ons gaan net tot sover lees vir vanoggend se woordbediening. Dit is dan Eksodus 24. Hier in hoofstuk 24 bevind ons nog steeds by berg Sinaï of Horeb. Dis dieselfde plek waar God in Eksodus 20 die 10 woorde, die 10 gebooie gegee het. Dis nog dieselfde plek. Die volk staan by die berg van God. Hulle het van tevore sy almag gesien in Egipte. Hulle het deur die Rooi See gegaan. Hulle het sy stem gehoor. En nou hier in Eksodus 24 bevestig God tasbaar en sigbaar deur middel van 'n middelaar, Moses, en deur middel van die toepassing van bloed, offerbloed en die eed van 'n verbondsmaal, bevestig God sy verbond met hulle. 'n Mens sou natuurlik, as jy dit nou lees, kon vra, watter verbond dit dan nou is hierdie. Watter verbond is dit, want God se verbond met Abraham was mos reeds meer as 400 jaar tevore bevestig. Is dit nou 'n tweede verbond hierdie? Wat is dit hierdie? Die antwoord is dat dit die sogenaamde ou verbond is, oftewel die Sinaïtiese verbond, oftewel die Sinaï verbond, alles presies dieselfde ding. Wat grootliks 'n tydelike administrasie sou wees, wat ten nouste sou saamhang met die Abraham verbond. Dit vorm alles een geheel. Want daar is nie verskillende storielyne of narratiewe in die skrif nie, daar is net een storielyn in die skrif, wat natuurlik histories in verskillende fases uitspeel, uiteraard, maar daar is net een storielyn. Hierdie verbond, hierdie Sinaïtiese verbond of ou verbond, hef nie die verbond met Abraham op nie. Paulus sê baie duidelik in Galasiërs 3 vers 17, hy sê, ek sê dit, die wet wat 430 jaar na Abraham gekom het, maak die verbond wat God met Abraham bevestig het, nie kragteloos nie. So hierdie gebeurtenis wat ons hier gelees het in Eksodus 24, dateer 430 jaar na Abraham. Maar die Abraham verbond is die basiese evangeliese saligmakende infrastruktuur wat dwarsdeur loop end uit tot by die nuwe hemel en die nuwe aarde. En die kern van die Abraham verbond is dit. En miskien hoor jy dit vanmôre vir die eerste keer regtig. Die kern van die Abraham verbond is dit. God se met handtekening bevestigde, dis die besnydenis, belofte. God se belofte met 'n handtekening bevestig van die saligmaker
wat uit Abraham, Isak en Jakob gebore sou word, en dat elke persoon wat daarop beginne vertrou sonder die onderhouding van wette, uit genade die ewige lewe ontvang. Dis die kern van die Abraham verbond. Dis God se belofte van 'n komende saligmaker wat uit Abraham, Isak en Jakob gebore sou word, en dat elke Israeliet, maar ook nie-Israeliete, soos byvoorbeeld Rut, wat op daardie belofte beginne vertrou, sonder die onderhouding van die wet, uit genade die ewige lewe ontvang. Dit is die manier hoe almal in die Ou Testamentiese tyd wat gered was, tot redding gekom het. Nou, maar wat is dan nou die doel en die funksie van die Sinaï verbond wat 430 jaar later hier in Eksodus 24 bevestig is? Wel, die ou verbond of die Sinaï verbond het eerstens ten doel om vir Israel te wys, amper soos 'n spieël, wat vir hulle moes wys hoe verdorwe hulle in sonde is, sodat daardie besef hulle kan uitdryf na die belofte van die Abraham verbond, om daarop hulle hoop tot saligheid te vestig. Die ou verbond of die Sinaï verbond se doel was nie dat die Israeliete daaraan verknog moes word om nou te probeer wette onderhou om salig te word nie. Nee, die doel van die Sinaï verbond was om soos 'n spieël voor hulle te hou, dat hulle kan sien hoe verdorwe hulle is, sodat dit hulle kan terugdryf na die Abraham verbond en die belofte van God in die Abraham verbond van die komende saligmaker. Dat hulle daarop kon hulle hoop plaas. Paulus sê in Galasiërs 3 vers 24, hy sê, die wet was ons tugmeester na Christus toe. Die wet was ons, dis die Sinaï verbond, dit was ons tugmeester. Die Engels sê, the law was our guardian. Our guardian, tutor. Until Christ came. Until Christ came, in order that we might be justified by faith in Him. Nie justified deur wat ek nou met die wet doen nie, maar geloof in Hom. Die tweede doel van die Sinaï verbond was dat vir diegene wat reeds in die Abraham verbond die ewige lewe ontvang het, om vir hulle te wys hoe 'n kind van die Here dankbaar vir die Here moet lewe binne die konteks van al daardie goddelose nasies van destyds. Hoe lewe iemand wat gered is? En die derde doel van die Abraham van die ou verbond of van die Sinaï verbond was dat die Sinaï verbond bestaande was uit verskillende soorte prentjies, beelde van die komende saligmaker wat in die Abraham verbond beloof is. Want onthou, hulle het hom nog nie geken en gesien nie. Dit was toekomsmusiek. Met ander woorde, God het vir hulle prentjies, videoetjies gewys van wie hy is en wat hy sou kom doen. En die konkrete prentjies moes hulle die saligmaker en sy verlossingswerk, wat toekomsmusiek was, moes hulle voor hulle oë geskilder sien om dit vir hulle tasbaar en visueel te maak. Dink byvoorbeeld aan dinge soos die tabernakel, die hoëpriester se werk, die hoëpriester se kleredrag, die priesterdiens, die offers, die 7 groot feeste ensovoorts. Alles deel van die Sinaï verbond. 'n Administrasie dus wat Abraham verbondsmense moes help om te verstaan dat hulle sondaars is wat net uit God se genade in die beloofde verlosser saligmaker sou kon lewe, niks anders nie. So God se bedoeling was nie, hey, jy moet aan die Sinaï verbond nou, verstaan, jy moet nou jou offers bring in die tempel en dan word jy nou daardeur 'n kind van die Here. Nee. Jy moet nou mooi tabernakel toe gaan en jy moet al die goed daar doen. Nee.
Daai goed was prentjiesbeelde om vir hulle te wys na die een wat gaan kom, wat vir hulle salig maak, wat in die Abraham-verbond beloof is, wat met die besnydenis aan hulle bevestig is. Maar toe die saligmaker uiteindelik op die toneel verskyn in Bethlehem se krib en op Golgotha en by die oop graf en by Hemelvaart, toe vervul hy beide die Abraham-verbond en die Sinaï-verbond en val sekere dele van beide verbonde weg en ander dele gaan voort. Dit is amper soos die onlangse ruimtereis na die maan, soos wat die reis vorder en vorder. Eers gaan die hele totale vuurpyl en die hele besigheid gaan op, maar hy's nog nie ver nie, dan val al twee vuurpyle val al klaar af. Soos wat die reis met ander woorde vorder, val daar sekere dele van die ruimtetuig weg, sodat daar uiteindelik net 'n klein kapsule oorbly waarin die 4 ruimtevaarders veilig terug by hulle bestemming gebring word. Van die Abraham-verbond het die besnydenis byvoorbeeld weggeval. En tog bly die betekenis van die besnydenis voortleef in die doop. Van die Sinaï-verbond bly die 10 gebooie, want dis 'n uitdrukking van God se volmaakte morele wil. Maar byna die hele res van die Sinaï-verbond val weg. En tog bly die geestelike beginsels wat uitgebeeld is in alles wat weggeval het, bly daai beginsels voortlewe in die lewens van die Nuwe Testamentiese Christusgelowiges. Ons het dit pragtig geïllustreer gesien verlede week en die vorige paar weke by die hoofstukke uit Exodus en ook voorheen in Levitikus wat ons bestudeer het ons pragtig gesien wat daarmee bedoel word. Juist daarom bly die Ou Testament absoluut relevant. Absoluut relevant. Al die soorte offers wat deel is van die Sinaï-verbond het weggeval, maar die betekenis van elke offer leef voort in Christus se offer en help ons om die ryke betekenis van Christus se offer beter te kan verstaan. En dieselfde geld vir die tabernakel wat ons binnekort gaan behandel, ensovoorts en so kan jy voortgaan. Nou wat ek nou vir u gesê die afgelope 5 of hoeveel minute is goed wat baie min mense hoor en nooit verstaan nie. So u het eintlik goed gehoor vandag wat min mense hoor. U moet dit bewaar in die hart. Jy moet weet hoe die Abraham-verbond werk. Jy moet weet wat die doel van die Sinaï-verbond is. Wat die doel daarvan is. Hoe die goed in mekaar steek, soos 'n legkaart. Anders gaan jy die Bybel sukkel om te verstaan. En hier in hoofstuk 24 van Exodus, wat 'n baie besondere hoofstuk is baie besonder, want is eintlik 'n samevatting van die hele evangelie boodskap in 'n soort voorafskaduwing. En hoe fascinerend is dit nie? Want hier word die Sinaï-verbond bevestig, maar in die ritueel waarmee dit bevestig word, word die beginsels van hoe die Abraham-verbond werk uitgebeeld en versimboliseer. Dan sê jy, as jy dit lees, dan is dit asof jy die boodskap van die Nuwe Testament aflees. Dit is amper asof jy 'n evangelisasietraktaatjie lees. Kyk net vir 'n oomblik na die basiese struktuur van hoofstuk 24. 1. God is heilig. Wie na die berg toe kom, moet van ver af alreeds aanbid. En die ander mag nie naby kom nie. Intussen hakies, hoeveel keer dink ons nie verkeerdelik dat die evangelie boodskap begin by God is liefde en almal is ingesluit nie. Totaal verkeerd. Die evangelie boodskap begin nie by God is liefde en almal is ingesluit nie. Die evangelie boodskap begin by God is heilig en jy moet ver bly boet. Tot jy die hele storie gehoor het. En vir die wat
deurbreek met Jesus Christus. Vir hulle vertel jy dat God hulle lief het. Van voor die skepping reeds. Maar het begin nooit daar nie. 2. Moses as middelaar tussen die volk en God, maak aan hulle God se gebooie bekend. 3. Die volk bely dat hulle al God se gebooie suiwer sal nakom. 4. Tog weet God dat hulle dit nie sal nakom nie en ook nie kan nakom nie, en dat daarom die doodstraf hulle op hulle self afbring. 5. Daarom bou Moses by die voet van die berg 'n altaar waarop offerdiere geslag en geoffer word tot versoening van die volk se nie nakoming van die gebooie. 6. Moses gooi die helfte van die offerbloed op die altaar uit en die ander helfte gooi hy op die mense uit. 7. Dit is die bloed van die verbond wat God met hulle bevestig het. 8. Op grond van die offers wat vir versoening van sondes geslag is, waarvan die bloed die bewys is, gaan Moses en 'n paar ander 'n entjie die berg op, en hulle sien die God van Israel in sy hemelse heerlikheid, en hy lig nie sy hand teen hulle op nie. Hulle sterwe nie, hulle lewe. En daarop nommer 9, eet en drink hulle in sy teenwoordigheid 'n verbondsmaal. En 10, toe gaan Moses namens die volk die berg op, tot by die wolk van heerlikheid, tot by die Here, en wag daar vir 6 dae. 11, die 7de dag roep die Here Moses in die wolk in, en hy bly 40 dae en 40 nagte by die Here. 12, waar hulle op 'n afstand staan en kyk, lyk die heerlikheid van die Here op die berg Sinaï vir die volk soos 'n verterende vuur. Moses wat in die wolk by God verkeer sonder om dood te gaan, is 'n prentjie van hoe die verhouding tussen God en die mens was voor die sondeval en hoe dit gaan wees op die nuwe aarde vir ewig. Aan die begin van die Bybel sien ons dit waarvoor die mens oorspronklik deur God geskep was. Die mens was geskape vir 'n volkome verhouding met God. Ons kan dit met die volgende prentjie wat ons vir u gaan wys, kan ons dit uitbeeld. Waar God en mens in 'n perfekte harmonie met mekaar lewe. Ons lees byvoorbeeld in Genesis 3 vers 8. Dan staan daar, en hulle, dis Adam en Eva voor die sondeval, hulle het die stem van die Here gehoor terwyl hy in die tuin wandel in die aandwytjie. En daar was 'n nabyheid, en daar was 'n harmonie, en daar was 'n verhouding, en daar was nie afstand nie. Maar die val en die sonde het alles verander. Die verhouding is met eens totaal verbreek. En God en mens spat uit mekaar. Terwyl God binne in die paradys is die mens met eens buite die paradys. En in daardie posisie word alle mense sedertdien gebore. Daarom hoor ons in Jesaja 59 vers 2, julle ongeregtighede het 'n wat? 'n skeiding gemaak tussen julle en God. Kyk, dis prentjie 2. Daar sien ons. Nou is die God hier en die mens aan die ander kant, en in die middel van die twee is daar 'n enorme onoorbrigbare kloof. Dis die posisie waarin ons almal gebore is. En dis ook die werklikheid wat op die berg Sinaï sigbaar word hier in hierdie hoofstuk. God is daar, maar die volk moet hier bly en hulle moet van ver af moet hulle aanbid. Daar's 'n hartverskeurende afstand. Daar's nie 'n betekenisvolle verhouding nie. En tog gebeur daar iets merkwaardig. In Eksodus 24:3 sê die volk, en 2 verse verder aan weer 2 keer na mekaar sê die volk, alles wat die Here gesê het sal ons doen. Hulle jok nie, hulle bedoel dit, maar hulle verstaan nie hulle self nie. Hulle besef nie die diepte van hulle sondige verlore harte nie.
Soos Jeremia 17:9 sê, bedrieglik is die hart bo alle dinge, wie kan dit pyl, wie kan dit ken, verdorwe is dit. Jy sien, die mens oorskat homself. Die mens dink, hy kan gehoorsaam genoeg wees, dat God hom op 'n manier sal aanvaar. Hy dink, hy kan die kloof oorbrug. Kyk prentjie 3. Hy dink, hy kan die kloof. Jy sien, nou is die tweede, die mannetjie is nog altyd in dieselfde geskeidenheid van God, daar het niks verander nie, maar nou is hy aktief, hy bou nou van sy kant af, daar is die hamer en die spykers en die planke, en hy bou nou aktief 'n brug van sy kant af oor na God toe. Ek kan die kloof oorbrug met my probeersla, met my godsdiens, met my goeie kwaliteite, met my goeie werke. Toe ek gister vir 'n vrou vra, dame, is jy wedergebore? Toe sê sy, van daai boekies, meneer, wat julle uitdeel, het ek al 5, en hulle is voor my bed staan hulle. Ek sê, mevrou, dit maak jou nie wedergebore nie. Is jy wedergebore? Sy sê, maar ek lees my Bybel elke dag. Ek sê, mevrou, Bybel lees maak jou nie wedergebore nie. Is jy wedergebore? Sy sê, maar ek bid, en ek kan nou vir jou noem, meneer, hoe ek vir my kinders en kleinkinders, en ek draf deur daai name elke dag, en ek bid. Ek sê, mevrou, bid maak jou nie wedergebore nie. Is jy wedergebore? Jy sien, sy ken nie Jesus nie, maar sy bou brug. Is daar so iemand in hierdie diens, dan moet die vanmôre tot bekering kom. Vanmôre. Kan môre dood wees. En wat dan? Jy kan nie in so 'n posisie sterf nie. Verstaan almal dit? Jy kan nie in so 'n posisie die ewigheid ingaan nie. As jy jou asem uitgeblaas het, gaan jy die ewigheid in. Die Bybel sê, jy kan nie daai brug, kyk na daai brug daar, kyk na daai prei, hy is te kort, en hy bly te kort. Waarom bly hy te kort? Wat's fout met daai mens dan? Wel, die Bybel sê in Romeine 3:20, deur die werke van die wet, doef, en planke, deur die werke van die wet, sal niemand voor God geregverdig word nie, want deur die wet is die kennis van die sonde. Dit ons net nou gesê oor die spieël. Romeine 3:12 sê, daar's niemand wat goed doen nie. Dis uit God se perspektief. Daar's niemand wat goed doen nie, selfs nie een nie. Selfs die beste bedoelings van jou hart is nie genoeg nie. Die brug wat die mens probeer bou is altyd te kort. En ek bid God. En ek het vroeg vanmôre al vir u gebid. En vir wie ook al na hierdie diens kyk, dat daar iemand sal wees vir wie die Here dit sal wys. Maar kan nie die volgorde sien van die evangelie boodskap? Die evangelie boodskap het 'n bepaalde volgorde. 1. Die oorspronklike verhouding tussen God en mens, waar daar geen skeiding was nie, maar harmonie en 'n betekenisvolle verhouding. 2. Die effek van die sondeval, naamlik skeiding en 'n gebroke verhouding, 'n kloof tussen mens en God. 3. Die verlore mens besef nie sy totale verdorwenheid nie, en reken, hy kan self iets doen om hierdie storie reg te kry. 4. Die brug bly altyd te kort. Dit kom nooit oor die kloof nie. Vriende, indien die boodskap van die Bybel by prentjie nommer 3 sou geëindig het, dan sou geen mens hoop hê nie. Dan sou die hemel leeg wees. Ek sê weer, as die boodskap van die Bybel by prentjie nommer 3 sou eindig, as ons nou amen sê en nou sing ons en hier gaan ons, dan sou niemand op die planeet ooit hoop hê nie. Maar 'n mens moet ook verstaan dat aangesien daar nie 'n brug van die mens se kant geproduseer kan word om oor te kom nie, moet dit, indien daar enigstens 'n brug sou wees, dan moet dit van God afkom. En dit is waar alle nie-Christelike godsdienste eindig. Vriende, daar's op die aarde vanmôre 4500 nie-Christelike godsdienste. Op die aarde, almal, en hulle lyk totaal verskillend. Die een dra 'n wit jas en die ander een dra 'n rooi jas en die ander een het hierdie wierook en die ander een het daai ding.
En hulle lyk almal verskillend, maar hulle het almal dieselfde boodskap, naamlik mens, jy moet die goetertjies wat ons vir jou leer, probeer navolg, en jy sal hopelik salig sterf. Met ander woorde, ons sal vir jou leer hoe om die brug te bou as die ander nie kan nie. Volg ons sal vir jou leer hoe om die brug te bou. Maar daar is 'n 4de, 'n 5de en 'n 6de prentjie. Goddank. En dis presies wat Eksodus 24 vir ons duidelik maak. Daar is nog prentjies. God gee nie net sy gebooie nie. God gee ook offerbloed. Wat die mens daar aan die ander kant van die kloof se verbreeking van die gebooie van God en die skuld daarvan betaal en versoening werk. 'n Perfekte brug wat gebou word wat die kloof heeltemal oorbrug. Die Bybel sê Moses het 'n altaar gebou, vers 4, en hulle het brandoffers bring en Moses het die bloed geneem en sovoorts. Die altaar verteenwoordig God. Die 12 pilare verteenwoordig die volk en die bloed word tussen hulle gedeel. Die bloed van die verbond van die Here, sê Moses. Dit is die bloed van die verbond wat die Here vandag met julle sluit, vers 8. En hier is die hart van hoofstuk van Eksodus 24. Hier is die hart vir die verhouding met God word deur offerbloed herstel. Die kloof word deur offerbloed uitgewis. Die Bybel sê in Hebreërs 9 vers 22, sonder bloedvergieting is daar nie vergifnis nie, of positief gesê, met bloedvergieting is daar vergifnis. Maar daardie dierebloed was nog nie die finale antwoord nie. Dis deel van die Sinaï verbond. Dis nog nie die finale antwoord nie. Daarom sê Hebreërs 10 vers 4, die bloed van stiere en bokke kon onmoontlik die sondes wegneem. Dit wys vooruit na iets anders toe. Wanneer Jesus Christus op die aarde kom, dan sê die Here Jesus op die aand voor sy kruisiging in Matteus 26:28, dan neem hy die woorde hier van Moses hier uit Eksodus 24, dan neem hy dit in sy eie mond, dan sê hy dit, en dan neem hy daai beker, dan sê hy, dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament, wat vir baie uitgestort word tot vergifnis van sonde. Jy sien, God self bou die brug. Kyk, die volgende prentjie wys dit. Jy sien, God bring die perfekte brug tot stand. Nie die mens nie. Die aksiestap kom van God se kant, sy inisiatief, sy wysheid, nie die verlore mens nie. Romeine 5 vers 8 sê, God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterwe het, wanneer? Toe ons nog sondaars was. Dis die kern van die evangelie. God oorbrug die kloof deur die kruis. En tog, al is die kruis perfek daar, soos in die prentjie, staan die gevalle mens, kyk daar, waar staan hy? Hy's nog net daar, van waar hy by die tweede prentjie was. Kan teruggaan na die tweede prentjie, asseblief. Kyk daar, kyk mooi na dit. Daar is hy, selfde posisie. Volgende prentjie, daar is hy. Tweede, volgende een, en hierdie een, presies dieselfde posisie. Daar moet 'n reaksie kom, vriend. Die mens moet oorstap. Kyk die volgende prentjie. Die mens moet oorstap. Hy moet met ander woorde sy gewig, sy vertroue, wat hy aanvanklik gehad het op sy spykers en sy emboya hout en sy, wat dit alles is, hy moet daai vertroue los en hy moet sy vertroue oorplaas op die kruis. As 'n mens teen Tafelberg uitgaan, ek gaan nie, ek's te bang, maar as 'n mens teen Tafelberg uitgaan, vriende, dan moet jy daai stap neem om binne in daai
karretjie in te klim. Jy sit jou vertroue op daai kabel en op daai toestel en daai masjien en daai alles. Jy sit letterlik jou hele vertroue daarop, selfs met 'n huisbak ensovoorts. Jy verplaas jou vertroue. Die mens moet oorstap, vriend. Nie deur werk en selfbrug bou nie, maar deur die brug wat kant en klaar deur God gevestig is te begin vertrou. Johannes 1 vers 12 sê, aan almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy die mag gegee om kinders van God te word. En Jesus sê in Johannes 14 vers 6, 'n mens kom na die Vader, daar sien 'n mens dit baie mooi, net deur my, sê Jesus. En dan sien ons natuurlik nodeloos om te sê die wonder van 'n herstelde verhouding, prentjie 6. Reeds in skaduwee hier in Eksodus 24 sien ons, hulle het God gesien en hulle het geëet en gedrink. Die verbondsmaal, gemeenskap, vrede. Dit wys natuurlik vooruit na die nagmaal, maar uiteindelik wys dit ook vooruit na die volle gemeenskap met God op die nuwe aarde. Maar dis ook die gemeenskap wat die kind van die Here wat by Jesus uitgekom het, nou reeds op die aarde geniet. Toe Jesus later sê, dit is die bloed van die verbond, in Matteus 26 was hy juis besig om die eet en die drink in te stel vir sy disippels, die nagmaal. En alles word vooruitgebeeld hier in Eksodus 24, is dit nie? Maar die hoofstuk stop nie daar nie, dit neem ons dieper. God roep Moses nader, klim op na my, op die berg, vers 12, en hier tree Moses natuurlik op as die middelaar, met ander woorde, hy gaan namens die volk, wat vooruitwys na Christus, die middelaar. 1 Timoteus 2 vers 5 sê, daar is net een God en daar is net een middelaar tussen God en die mens Christus Jesus. Hy is die brug. En Hebreërs 8 vers 6 sê, hy is die middelaar van 'n beter verbond. Die nuwe verbond. En dan sien hulle die heerlikheid van God. Hy sê, die heerlikheid van die Here het op die berg Sinaï gerus, en die voorkoms daarvan, vers 16 en 17, was soos 'n verterende vuur, heilig, onsagwekkend. Hebreërs 12:29 sê, ons God is 'n verterende vuur. En tog, dieselfde God, wat 'n verterende vuur is, nooi mense na sy tafel toe. Hulle kon net 'n gedeelte van sy heerlikheid sien. En iets van die skitterende reinheid van die hemel, net 'n gedeelte daarvan sien, alhoewel nie sy volle heerlikheid nie. Hoe weet ons dit? Want die Nuwe Testament sê vir ons in 1 Timoteus 6:16 en Johannes 1:18, dat niemand ooit nog vir God gesien het nie. Dit beteken, God het homself sigbaar gemaak op 'n manier wat Moses hulle kon hanteer, sonder om sy volle majesteit sigbaar te maak. Dit het niemand nog ooit gesien nie. Maar nogtans, hier is wetsoortreders wat God sien en nie sterf nie. Moses gaan self in die wolk in. Hy bly 40 dae en 40 nagte daar, 'n tyd van afsondering, soos Jesus in die wildernis 40 dae en 40 nagte afgesonder was. Hoe is dit moontlik dat Moses by 'n verterende vuur kon bly? Die antwoord is op grond van die versoeningsbloed van die offerdiere wat op die altaar gestort is. Daardie bloed het tussen God se toorn en Moses se sondes ingeskuif. Daarom ervaar Moses namens die volk Israel iets van die hemelse heerlikheid. En dis natuurlik alles 'n prentebeeld
van die evangelieboodskap en van die reddende krag van die bloed, nie van diere nie, van Christus, wat terselfdertyd ook die middelaar groter as Moses is. Wat hier in die tweede helfte van hierdie hoofstuk vir ons beskrywe word, hoofstuk 24 beskrywe word, is met ander woorde 'n Ou Testamentiese versinnebeelding van die hemelse heerlikheid wat in Openbaring 21 en 22 beskrywe word. 'n Heerlikheid wat tot in die ewigheid gaan duur, nie 40 dae nie, en waar almal wat deur Christus se bloed met God versoen is, hom van aangesig tot aangesig sal sien sonder ophou. Nie net 'n gedeelte van sy heerlikheid sien soos Moses nie, maar alles ten volle. Dink daaraan. Dit sal die hoogste denkbare vorm van versadiging vir die menslike siel wees. Die menslike siel kan met niks anders versadig word as dit nie. Ek sê weer, die menslike siel is deur God in die fabriek so gemaak dat hy met deur niks anders versadig kan word as dit nie. Daarom is dit wat die hel so erg maak, is die feit dat die mense nie tevrede is nie. Hulle is nie versadig nie. Maar om vir ewigheid God se werklike heerlikheid te sien, vir altyd, wat nie ophou in die ewigheid nie, dit versadig. Hoor dan die uitnodiging van Eksodus 24 vandag. Die uitnodiging van Eksodus 24 is nie, hey, probeer harder nie, of wees beter nie. Nee, die uitnodiging van Eksodus 24 is, kom deur die bloed. Kom deur die bloed. Want dis die bloed wat red. Kom ons kyk weer na die 5de prentjie. Kyk nou vir 'n oomblik. Kan jy sien wat doen daai mannetjie? Hy plaas sy gewig oor op die brug. Hy plaas sy vertroue oor op die brug. Kyk net daarna en dink net vir 'n oomblik. Het u en ek al werklik hier gekom? Waak dat teen om te sê, ek het groot geword as 'n Christen. Ek het nooit iets anders in my lewe geken nie. Wel, prys God daarvoor. Maar die gevaar daarvan is dat jy nooit regtig nog oorgestap het nie. Die wonderlikste ding vir 'n mens is seer sekerlik om in 'n toegewyde, werklike Christenhuis groot te word, sonder twyfel, sonder twyfel. Maar die gevaar is lewensgroot dat jy om daardie rede juis nooit werklik nog oorgestap het, nooit werklik daardie vertroue oorgeplaas het nie. En daarom maak liewer dubbel seker. Dis wat Dr. Willie Maree altyd gesê het, en hy het ook 'n boekie daaroor geskrywe wat ek by die huis het. Moet elkeen 'n datum hê, is die boekie se naam. En dan sê hy baie eenvoudig, en ek stem van harte saam. Dan sê hy baie eenvoudig in daai boekie, dan sê hy, vir al die goed wat ek nou vir u genoem het, maar dan sê hy, God sal vir jou nooit eendag by die troon kwaadlik neem dat jy dubbel seker gemaak het nie. As jy dus twyfel of jy werklik die kloof oorkruis het op die Bybelse manier, maak dan vandag seker. Die Here sal nooit vir jou oor die vingers tik en sê, man,
wat jou naam ook al is. Nee man, wat het jy nou daai môre daar aangevang? Jy weet mos dat toe jy 4 jaar oud was, ek al jou siel gered het. Nooit sal God dit sê nie, nooit. Nooit nie. Een predikant van Engeland vertel dat toe hulle een keer 'n spesiale prediker genooi het na hulle gemeente en so 'n reeks spesiale dienste gehad het, en toe een van die aande, toe maak die besoekende prediker 'n uitnodiging vir siele om na Jesus te kom, en hierdie plaaslike leraar sê sy oë val omtrent dit sy kop uit toe een van sy mees toegewyde lidmate vorentoe kom. En hy praat so fluisterend hier met die besoekende leraar oor hierdie vreemde verskynsel, want dit kan tog nou nie wees nie. Toe sê hierdie man met die grootste wysheid vir hom: broer, los haar, want sy sal na vanaand nooit weer twyfel nie. Los haar, want sy sal na vanaand nooit weer twyfel nie. Wil u nie so ernstig word dat u dalk met iemand wil kom saam bid na die diens nie? U sê ja, maar ons verwag nou mense, jy weet, middagete, en u sal moet besluit wat die belangrikste is. Wat is die belangrikste? Om die mense te laat wag, 'n halfuur later te eet en met God reg te maak. Hoe wil u doen? Ek gaan vir u 'n geleentheid gee vanmôre. Baie eenvoudig. As jy sê, die twyfel knaag nog aan my, ek sien sommer net vir Jannelie hier voor, ek dink wat ons kan doen is, ek het nie met hulle iets gereël nie, maar ek dink wat ons kan doen is, ons kan net baie eenvoudig, as daar 'n manspersoon is, wat net met iemand wil saam bid, oor prentjie nommer 5, dan, Jan, hoe lyk jy? Steek dit op dat mense kan sien waar jy is. Dan, as daar 'n manspersoon is, dan kan jy na die diens, na ons gesing het, dan kan jy na Jan toe kom. Jan, sal jy bietjie rond staan hier? Dan kan jy na Jan toe kom en dan kan jy met hom saam bid. En Lenet, kan ek jou vra, as daar 'n dame is, hoe lyk jy, Lenet? Langsom. Lenet sal dan hier voorkom staan. As daar 'n dame is, kom dan na Lenet toe en sy sal, dink ek, met liefde met u gaan saam bid. Kom ons bid net saam. Vader, dis wonderlik om te dink hoe groot en heilig u is. Die prentjie van daai berg wat brand met u heerlikheid, laat 'n mens besef wie u is. Maar dankie dat u vir Moses en die leiers gesê het, kom op na my toe. U is nie 'n God wat ver en koud is nie, maar u nooi ons om naby te wees. Want Jesus het die pad oopgemaak met die bloed wat op die altaar en op die mense gesprinkel is. Here, u bloed vir ons is die ja-woord wat alles verander het. Daarom hoef ons nie bang te wees nie. Dit is so spesiaal dat hulle daar op die berg saam met u kon eet en drink. Is dit nie wonderlik nie? Dat daar, dis 'n uitbeelding van hierdie betekenisvolle verhouding met u wat herstel is. Here, en as daar iemand is in hierdie gebou vanmôre met wie die Heilige Gees stoei en roei en praat, bring daardie mens, Here, vanmôre na 'n finale beslissing. 'n Finale beslissing met die gloeiende blydskap van te weet, ja, ek het in 'n Christelike huis groot geword, maar nou weet ek dat ek werklik my vertroue op Christus geplaas het. Om Jesus wil bid ons. Amen.